ag net 'n paar dingetjies die gewone maar. Net om te noem, die diens word opgeneem. En dan die kwessie van die selfone, asseblief, hou hulle maar af vir die duur van die diens. En dan die kersse wat hier voor staan, hier op die linkerkant, u is welkom om 'n kers te kom aansteek as u so voel. En dan, ek sien daar staan blomme daar agter op die tafel, as u voel dat u so die blommetjies wil neem vir iemand, wat u dink dit nodig het, of as u voel u wil self so enetjie vat, is u welkom om dit te doen. Ek wil ook net vir Herberg aan C welkom sê. Hulle is by ons ingeskakel en ek wil ook vir hulle nooi om lekker saam met ons te sing in hierdie oggend. Goed, ons begin ons samesang vanmôre. Ons begin ons samesang vanmôre met Psalm 100 en ons sing verse 1 tot 3. Juig almal tot God lof en eer. Vervolgens sing ons lied 175, Majesteit. Ons het normaalweg net die een versie gehad, maar Ruben het vir ons 'n tweede versie geskryf, so ons sing die twee verse daar.
Dan sing ons lied 518, verse 1 tot 3. Voel jy soms of die Here te ver is? Lied 204, verse 1 tot 3, lofsing die Heer, buig voor hom neer. Ons sluit af met lied 519, verse 1 tot 4. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek wil net ook noem,
Ons prediker vanmôre is Dominee Henry Joubert. Hy weet hy is welkom, so sê hom vir hom baie welkom. Ja, lied 519, 1 tot 4, wees stil en weet, ek is die Heer. Goeiemôre vriende, welkom vanoggend hier, dis lekker om saam met julle hier te wees. Ek wil vanoggend deur ons afkondigings gaan. Ek begin sommer hier met ons kospakkie spens. As u dit in jou hart vind om ons te help om ons kospakkie spens aan te vul, sal dit baie waardeer word. Bydraes kan by die kerkkantoor gelos word of in die mandjies by die kerk. Vriende, julle weet al wat ons gebruik daarso, so asseblief help vir ons om ons behoeftige families ook te versorg. Dan vriende, die afgetrede leraarsfunksie, donderdag die 13de by dokter en mevrou Dul om 6:00 die aand. En dan vriende, het ons nuwe lidmaatskap ontvang. Tommy en Sally Besuidenhout van Woestervallei het 'n Frans Kraal ingetrek, lig na Haarhof van Hopetown het in die kelders ingetrek. Riel en Ilse Stoeman het in Frans Kraal ingetrou. Getrou. Ja, okay. Nou gaan dan die vrou sê, my weeskel, omdat ek moeg is. Yuri en Helen de Wet het in Frans Kraal ingetrek, van Bonnievale af nie ingetrou nie. En dan, vriende, ons gaan, daar's 'n oulike stukkie wat Alanda op die afkondiging gesit het, wat julle hier met die begin van lydenstyd, ons het woensdag met As Woensdag begin, en daar's so 'n stukkie wat sy uit die Vrydag nuus uit op die afkondigings geplaas het, juis oor die simboliek van as en stof in die Bybel, as Woensdag wat lydenstyd inlei, wat ons Woensdag gevier het, wat Dirk vir ons ook kom inlei het. En dan vriende, kom ons kyk gou hierso, die 16de Maart, dis volgende Sondag, nee. Die 16de het ons 'n gesamentlike diens hier in die kerk met belydenisaflegging, so almal van julle is daar welkom. Dan vriende, die jeugbazaar, dit is die 14de, so dis nou eerskomende Vrydag. Vriende, ons wil julle graag herinner, die jeugbazaar is nie net vir die kinders nie. Dit is ten bate van die jeug. So julle is almal welkom om vir julle te kom kos koop en ietsie saam met die kinders te geniet. Dit is aansienliker rasiger as ons ander bazaars,
maar dit is tog ook lekker om saam met die kinders bietjie te kom kuier. So julle is almal welkom om Vrydag aand nie te braai nie. En dan vir julle iets te kom kry. Hier is allerhande goed, hamburgers, pudding, curry en rys, pannekoek, perlemoen, lekker goed, viskoekies, sosatie, slapchips, die hele lot kan julle vir julle Vrydag aand hier kom kry. Dit sal lekker wees as ons van julle ook hier sien. En dan, vriende, is ons by ons voorbereidingslysie. Ons dink aan oom Flip Geldenhuis van de Kelders, Smitty Smit van Frans Kraal, dan nou het ek wraggies het so lelik neergeskryf het ek Loretta Erlang en Kobie Kamfer wat beide die week vir operasies gaan. So ons dink aan hulle in hierdie tyd. En dan is ons bevoorreg, ek hoop nie ons het enige families oorgeslaan nie, maar dit lyk nie vir my of ons hierdie week 'n medelee gedeelte het nie. So dit is fantasties. Dan vriende wil ek verskoonheid vir 'n oom. Dan wil ons vinnig vanoggend ons verjaarsdag, waar het ons verjaarsdag vanoggend? Daar agter is daar bo, ek hoop haar sjokolade is daar bo. Baie geluk. Dis hy. Daar is nog 'n verjaarsdag, baie geluk. Dis hy. Gaan julle daar aanstuur. Dankie, baie geluk. Nog verjaarsdag? Huweliksherdenkings. Enige huweliksherdenkings daarbo? Daar is hy. Baie geluk. Hoeveel jaar is dit nou? 46, amper by die 50. Vasbyt, aanhouers wen. En dan vriende, doopdatums. Enige doopdatums. Julle lot moet 'n bietjie gaan julle huiswerk doen en die saal kry ons gereeld doopdatums. Geen doopdatums, ja right. Vriende, ek wil vandag ook hier met die begin van lydenstyd dink ons spesiaal ook aan soveel mense in ons gemeente, soveel van ons eie lidmate wat familielede het, kinders, kleinkinders, broers, susters, wat deur moeilike tye gaan. Ons dink spesiaal ook aan hulle, en ons dra ook hulle aan die Here op, in hierdie moeilike en onseker tyd, wat soveel mense deurgaan. Vriende, ons toetredingslied vanoggend is lied 275, so kom ons raak 'n paar oomblikke stil en dan staan ons en ons sing saam lied 275 vers 1, 4 en 5.
Psalm 103 sê, loof die Here o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend, word jou jeug dan weer nuut. Gemeente, genade en vrede van die Here wat verlossing bring. Die Here wat tree vir tree saam met elkeen van ons stap. Amen. Vriende, kom ons staan ook, dan sing ons saam ons loflied vanoggend, lied 163 vers 1 en vers 2. Ek wil vanoggend in aansluiting by die boodskap ook later die opsomming van die wet soos Jesus dit in Markus 12 vir ons aanhaal uit Deuteronomium uit. Wil ek vir ons voorhou. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom en toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Jesus het geantwoord: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie." Jesus wat self hier dit kom gee as die opsomming van die wet, om eintlik te sê, as jy die hart van ons geloof wil verstaan, verstaan hierdie twee wat hand in hand stap, die liefde vir die Here en die liefde vir mekaar wat nie losgemaak kan word nie. Kom ons reageer vanoggend daarop, ons sit net so, dan sing ons saam lied 526, waar daar liefde is. Ons gaan hom eenmaal in Afrikaans sing, en dan sing ons hom die eenmaal in die oorspronklike Latyn so. Kom ons sit net so, en dan sing ons saam.
Vriende, julle kan vanoggend kan julle Bybels oopmaak by Deuteronomium 26. Ons gaan daar die eerste 11 verse lees. Deuteronomium 26 wat handel juis oor die offers, die eerstes wat moet gegee word. Moses wat hier praat met die volk oor dit wat hulle gaan doen, wat belangrik is wanneer hulle in die beloofde land aankom. So kyk 'n bietjie hierdie wisseling in hierdie gedeelte tussen die vorentoe kyk, maar ook die terugkyk. Die belangrikheid daarvan, wat ons iets van in ons eie lewens ook hopelik al geleer het. Nou, voordat ons gaan saam lees, kom ons sit dit so en dan sluit ons oë. Here, wanneer ons hier vandag by mekaar is dit ons, die gemeente wat hier sit. Here, ons sit nie vandag hier alleen nie, ons sit saam met gelowiges in feitelik elke land reg oor die wêreld. Ons dink vandag aan hulle wat in die geheim dalk by mekaar is. Wat U wil dien, maar wat dit met vrees doen. Ons dink aan hulle wat vandag U wil dien, maar vanweë oorlog en geweld onveilig voel in U huis. Ons dink aan hulle wat U wil dien, maar wat sukkel om te konsentreer tussen die hongerpyne deur. Ons dink aan hulle wat U wil dien, wat met pyn en seer en siek daarvan weerhou word. Here, mag ons die voorreg om vandag hier te wees waardeer. Mag ons hoor, Here, en dan gaan leef. Amen. Deuteronomium 26, ons lees van vers 1 af. Wanneer jy in die land aangekom het, wat die Here jou God vir jou as erfdeel gaan gee om in besit te neem, en jy daar gevestig is, moet jy van die eerste opbrengs van al die vrugte wat jy oes op die grond van die land, wat die Here jou God aan jou gee, neem en in 'n mandjie sit. Gaan dan na die plek waar die Here jou God sal kies, om sy naam daar te vestig. Wanneer jy by die priester aankom wat in die dae daar sal wees, moet jy vir hom sê, ek maak vandag aan die Here u God bekend, dat ek aangekom het in die land wat die Here met die eed aan ons voorvaders beloof het, om aan ons te gee. Die priester moet die mandjie uit jou hand neem, en dit voor die altaar van die Here jou God neersit. Dan moet jy voor die Here jou God bely en sê, my vader was 'n rondswerwende Arameer. Hy het na Egipte afgegaan en met min mense as 'n vreemdeling tydelik daar gewoon. Daar het hy 'n groot nasie geword, magtig en talryk, maar die Egiptenare het ons sleg behandel, ons onderdruk en ons aan harde slawewerk onderwerp. Toe het ons na die Here, die God van ons voorouers, om hulp geroep. Die Here het ons gehoor en ons ellende, ons swaar kry en ons verdrukking raak gesien. En die Here het ons met 'n sterk hand en uitgestrekte arm uit Egipte uitgelei, ja, met 'n vreesaanjaende magsvertoon, met tekens van mag en wondertekens. Hy het ons na hierdie plek gebring en aan hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hier het ek nou die eerste vrugte gebring van die grond wat U, Here, vir my gegee het. Sit dit dan voor die Here jou God neer en buig in aanbidding voor die Here jou God.
Jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat die Here jou God aan jou en jou huis gegee het, jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou is. Ons lees tot sover toe. Is 'n fantastiese gedeelte die, 'n gedeelte wat praat oor dit wat op pad is, dit praat oor wat gebeur as hulle in die beloofde land inkom, en hierdie is eintlik 'n stuk liturgie wat vir die volk gegee word. Liturgie wat ons elke Sondag hier doen. Tannie Elise altyd 'n fantastiese werk vir ons. Sy skryf ons erediens of sy tik ons erediens se volle liturgie uit, alles wat in die diens gebeur, want dit wat ons in die diens doen is nie maar net tradisie nie, ons nie veronderstel om maar net tradisie te wees nie. Dis nie maar net 'n paar goedjies wat moet gebeur in 'n erediens nie. Dis goed wat ons in die erediens doen om vir ons eintlik herinneringstekens te wees van dit wat ons in ons lewe daar buite gaan leef, is ons veronderstel om te onthou. Ons is veronderstel wanneer ons hier ons geloof bely, is dit nie die belydenis wat die Here ons toe oproep om te sê, gaan verkondig my evangelie nie. Dis nie die belydenis nie. Ons herinner onsself hier, wanneer ons bely wat ons glo, van dit wat ons al buite moet gaan doen. Ons herinner onsself hier binne, wanneer ons die doop en die nagmaal gebruik, herinner ons onsself aan die genade van 'n God, wat onvoorwaardelik vir ons kom omarm, kom herinner ons onsself, dat ons iets daarvan in die moeilike tye daar buite ook moet onthou, en ook vir ander iets daarvan gaan wees. So die liturgie hier binne is eintlik die oefenveld vir die liturgie van die lewe. Deuteronomium 26 kom gee hierdie fantastiese stuk liturgie vir die volk. So as julle daar in Kanaan aankom, hierso is 'n paar onthou oefeninge. Ons het, toe ons in Korea was, moet jy vir die klomp Koreaanse kinders, moet jy vir hulle probeer Engels leer. Ek kry die arme kinders jammer wat in my klas was, hulle het definitief net mooi niks geleer nie, want behalwe dat ek nie 'n onderwyser is nie, was ek ook nie baie lief daarvoor om vir hulle klas te gee nie. So ek het altyd die maklikste goed probeer doen. En een van die goed wat die kinders verskriklik geniet het, is daar was, dis 'n speletjie, I'm going camping and I'm taking, en dan moet jy nou 'n woord, iets sê wat jy nou gaan saamvat. En dan is die speletjie, so jy sou nou gesê het, ek gaan kamp en ek vat 'n flits. Dan moet die volgende kind sê, ek gaan kamp en ek vat 'n flits en 'n tent. Dan moet die volgende, nou gaan ek myself weer in die moeilikheid kry, want ek gaan self nie onthou wat ek alles gesê het nie. Dan moet die volgende ene nou sê, ek gaan kamp en ek vat 'n flits en 'n tent en 'n stoel. En ek kan onthou, ek het eendag speel ek die speletjie met 'n klas meisiekinders, ek skat hulle, hoe oud was hulle? Hulle moes so standaard 5, 6 daar rond gewees het. En daar so amper 40 kinders in die klas gewees. En nou gaan ek so in die ry af. En die periode was 45 minute. En ek dink ek het dit so 10 minute in die periode ingespeel. En ek gaan so in die ry af. En gewoonlik is dit so 10 minute en dan begin die kinders vergeet wat hulle gesê het. Daai hele periode lank vergeet daai kinders nie een enkele ding nie. Hulle gaan reg deur, vir 30 minute speel ons dit, vir langer as 30 minute speel ons dit. Toe die klok lui, toe dring hulle aan nie, hulle wil klaar speel. Ek sê, maar ons kan nie klaar speel, julle het hulle volgende klas. 'n week later sien ek daai kinders weer. Hulle onthou elke liewe ding wat hulle 'n week laas opgenoem het, onthou hulle vir 'n week lank en ons speel vir seker nog 10 minute in daai periode aan. Ongelooflik. Dis hoekom alles wat ons in ons huise deesdae uit Koreaans is.
Al jou Samsungs en jou LG's en jou Kia's. Nou, onthou is 'n verskriklike belangrike ding. Want in onthou leer ons by mekaar, leer ons uit die verlede uit. En Deuteronomium 26 raak iets hiervan aan, want dis meer as eintlik maar net 'n historiese verslag. Dit gaan nie maar net om vir hulle te sê, o jy onthou net gou wat gebeur het nie, daar's 'n rede dat hierdie gedeelte gegee word. Daar's 'n doel, dis 'n liturgiese verklaring van God en sy verlossing wat herhaaldelik al vir hierdie volk 'n realiteit was. En as jy jou Ou Testament ken, dan verstaan jy hoekom dit herhaling en onthou so belangrik vir hierdie volk was, want hulle is niks anders as die res van ons nie. Hulle vergeet oor en oor en oor. As die pop op die fan stryk, dan is hulle van voor weer in sak en as, soos wat elke een van ons maar dikwels maak. So hierdie liturgie van onthou van God se sorg en getrouheid, hierdie liturgie van 'n nuwe identiteit wat vir sy volk beklemtoon dit wat God vir hulle is. Gaan lees weer die gedeelte wat ons gelees het. Hierdie gaan nie oor die volk nie. Dit gaan oor God wat die inisiatief neem. Dit gaan oor wat God vir sy mense kom doen. Dit gaan oor God wat red en verlos en intrek en nader trek. Hierdie ongelooflike gedeelte wat hierdie volk eintlik herinner aan hulle erfenis en hulle oproep om gehoorsaam te wees. So daar's hierdie stuk belydenis in die gedeelte wat gelyktydig vorentoe kyk, met opgewondenheid kyk, vorentoe kyk, hoekom? Omdat hulle terugkyk. Ons sien wat agter ons is en daarom kan ek vorentoe kyk. Ek is nog nie in die beloofde land nie, maar Here, waaragtig, as ek sien wat U in die verlede vir my gedoen het, dan kan ek nie anders as om oortuig te wees dat ek kan vertrou nie. Nog 'n laaste opmerking oor die liturgie. Liturgie kom van die Grieks liturgia. Van liturgia is 'n samestelling van twee woorde, leitos en ergon. Leitos wat beteken juis publiek of van die mense, en aan die ander kant die ergon wat beteken werk of diens. So hierdie die staat moet dalk 'n liturgie kry, publieke diens. So liturgie, hoor net hierso, die diens of die werk van die mense. Dis wat ons liturgie veronderstel is om te wees, dis wat dit oorspronklik na verwys. Natuurlik is dit deur die kerk aangeneem ook, want hierdie woord, soos jy kan hoor, werk van die mense, het nie net suiwere godsdienstige agtergrond gehad nie, maar hierdie ongelooflike konsep van dit wat ek bring om nie net myself weer te herinner nie, maar my diens wat ek publiek uitdra, my werk wat ek doen, om ook in die wêreld mee uit te gaan. Nou die eerste paar verse, eerste 4 verse,
wat hier gaan, gaan oor die opdrag van die eerstelinge, wat gegee moet word, as 'n herinnering dat hulle die beloofde land en al sy seëninge, dat dit uitsluitlik van God kom. So, hoor bietjie, gaan kyk ook dit wat ons in ons liturgie vandag doen, veral in die gereformeerde tradisie. Ons is voortdurend besig met liturgie en oefeninge en praktyke in die kerk om ons te herinner dat dit wat ons het nie van onsself kom nie, maar van 'n Here wat homself gee. Ons is hier in die begin van lydenstyd. Is dit nie absoluut die hoogtepunt, die toppunt van gee wanneer hierdie lewende Here homself gee tot aan die kruis, sodat ek en jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. So hierdie erfenis wat ons suiwer vanuit die genade kry. Al ons sakramente beklemtoon dit. Die nagmaal beklemtoon dit. Ons kry dit van die Here. Die nagmaal wat God die inisiatief neem. Die doop wat God die inisiatief neem. Hierdie kernaspekte van sy identiteit. God wat nader tree en wat roep hierdie gedeelte in Deuteronomium toe op en sê, hoe reageer jy daarop? Baie eenvoudig, dieselfde ding wat ons vir ons kinders sê van kleins af. Van kleins af het jy vir die tannie dankie gesê. My kind sê asseblief en dankie. Dis eintlik wat Deuteronomium besig is om te sê. Sien raak waar dit wat jy het van vandaan kom. Onthou dit, want volgende keer as jy in die gemors is, die feit dat jy dit nou geoefen het, gaan dit soveel makliker wees om te onthou volgende keer. Ek is nie alleen nie. God het my uit Egipte uitgelei. God het my deur daai vorige finansiële krisis gelei. God het, hier staan ek nog, toe ek my eggenoot aan die dood afgestaan het. Het die Here my gedra. Dit was bitter swaar, maar hier is ek nie. Hier is ek, toe my kind oorlede is, toe my kind siek was, toe ek siek was. Hier, Here, is ek. Ek onthou. Here, daarom sien ek kans vir dit wat voor my lê. Wat ek het geoefen, Here. Ek het die liturgie van die lewe het ek geoefen. En dan is daar hierdie belydenis van vers 5 tot 9, wat die een wat die offer bring moet opsê en moet uitspreek, wat absoluut hierdie praktiese onthou is van wat God in die geskiedenis gedoen het. Om prakties te sê, Here, maar dit onthou ek. Wanneer laas het jy jouself herinner en gesê, weet jy wat, kom ek gaan sit 'n bietjie en ek kry vir myself net 'n paar merkers vir die volgende keer as ek voel ek tref rock bottom. Kom ek onthou 'n bietjie waar die Here my deur moeilike tye gedra het. Watter tye was sleg of swaar in my lewe wat ek kon terugkyk en sê, Here, ek het U hier gesien. Ek het U hier beleef. So hier praat hy van die bevryding, veral dan nou die bevryding uit Egipte uit. En dan hierdie hele kwessie net van onthou. En dit is my interessant, dit is vir my elke keer so wonderlik, as daar praktyke in die Bybel is wat die wetenskap al meer en al meer die waarde daarvan begin ontdek.
En een van die goed wat hulle nou, wat die navorsing in die afgelope 20, 30, 40 jaar begin agterkom het, is juis ook oor die ding van hoe onthou ons. Onthou julle op skool en universiteit en wanneer laas jy ook al toetse geskryf het, jy sit mos daai nag voor die tyd en jy sit en swat jouself half simpel. Môre gaan skryf jy eksamen en as jy gelukkig is, onthou jy wat jy gister aan nag geswat het. Maar oor 'n week van nou af kan jy nie eers die vak se naam onthou nie. Wat nog gepraat van die inhoud. En wat ons vandag weet is om dit te doen, om vinnig hier te sit vandag en vir mekaar te sê, maar kom ons onthou net 'n paar goedjies gou. Dis afgehandel, ons het dit nou onthou. Dis nie hoe onthou werk nie. Onthou, sinvolle onthou, weet ons vandag, is dit wat die Bybel vir ons telkens leer, die herhaling van gebruike, die herhaling van dit wat jy oor en oor jouself aan herinner. Die feit dat ek elke week hier in die kerk sit en onthou dat die Here saam met my stap. Die feit dat ons elke kwartaal nagmaal gebruik en weer onthou. Die feit dat ons elke paar weke saam ons belydenis van geloof af lê, saam hier bely, wat onthou dit wat die Here vir my kom doen het. En dis presies wat Deuteronomium 26 hier doen. Dis nie vinnig, kom ons stop 'n bietjie inligting in nie. Nee, elke jaar, onthou weer, oefen dit in, onthou, vertel weer vir mekaar wat die Here vir jou gedoen het. Dink 'n bietjie in jou lewe, wat is die goed wat jy in jou slaap kan doen, al het jy 20 jaar laas dit gedoen. Dit wat jy in jou professionele lewe dag na dag gedoen het. Wat jy maar net nou weer kan optel en die goed kan reg kry en is afgehandel. Dit is my altyd so interessant, my skoonpa is 'n skrynwerker, 'n onderwyser, maar sy vak was houtwerk. En dit is my altyd so interessant, hy kan jarelank nie aan die gereedskap raak om 'n sekere ding te doen nie, maar iets van daai inoefening is maar net deel van sy wese. So wat doen hy, dit is vir my altyd so lekker om 'n ou soos hy te kyk, as hy na jare weer 'n stuk gereedskap optel, en net onmiddellik doen dit, en daar gebeur dit werk. Beter as wat ek kan, beter as wat meeste mense kan. Die absolute ingeoefende herhaling. Deuteronomium wat sê, doen dit. Onthou, oefen om te onthou. Herhaal die herinnering van God wat saam met jou tree vir tree stap. Oefen dankbaarheid. Vriende, dankbaarheid is een van die kernbegrippe in die gereformeerde tradisie. Maar die feit weet ons is swak daarin. Ons sukkel met dankbaarheid. Weereens, vandag weet sielkundiges, weet die wetenskapswêreld, sê, wat is een van die kerngoed om 'n gesonde emosionele mens te wees? Niks met geloof eers te doen nie. Hulle besef vandag, kan jy gaan oplees, studies op studies, die inoefening van dankbaarheid. Om net te sê, dit wat ek het, om dit raak te kan sien. Ons raak so vasgevang in ons eie wêreldjie. Dit gaan swaar, alles is besig, almal hardloop rond, en ek kry nie stil gesit nie, en dit, en alles is net swaar en sleg. Weet wat gebeur dan? Ek mis die ou wat net vir 'n paar minute by my kom staan en vir my sê, hoorie so, hoe gaan dit? Kan ek help met iets? As die geldsake 'n lol, en ek stres myself dood daaroor, dan mis ek dikwels die ou wat sommer net by my aankom en sê, hier's 'n pakkie vleis, kom ons braai gou 'n lekker choppie. Dankbaarheid, vriende, kom nie van self nie. Dit word geoefen.
En is een van die kernwaardes van ons as kerk. As ek my verhouding met die Here ernstig opneem, dan moet ek my vermoë om my dank uit te spreek, moet ek beoefen, moet ek herhaal, moet ek raak sien dit wat die Here vir my gee. Ek dink wat vir my krities belangrik ook van hierdie gedeelte is ons is geneig om voortdurend hierdie hele ding te doen en nog steeds ons sukkel met hierdie ding. My geloof, ek wil nie te veel praat oor my geloof nie, ek kom kerk toe, ek kom elke week kerk toe, maar my geloof is maar my ding. En ek verstaan dit ook tot 'n mate, ons is privaat mense, maar wat ek hier sien weer eens, is die hele konsep van wat hier in die laaste vers 11, vers 11 wat sê, waar is ek ook by die verkeerde hoofstuk? Vers 11 wat sê, jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat die Here vir wat die Here jou God aan jou en jou huisgesin gegee het, jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou is. Hierdie hele konsep van gemeenskap. Selfs die vreemdelinge, onthou vreemdelinge in die Bybel beteken nie iemand wat jy nie ken nie, beteken iemand wat eintlik nie tussen jou hoort nie, is nie een van jou mense nie. Is iemand wat is gewoonlik reisigers of mense wat van ver af gekom het of vir 'n kort tydjie in jou land vertoef omdat jy nie noodwendig vir hulle iets gaan aandoen nie, of iemand wat net weens droogte of oorlog of whatever gevlug het en van ver af kom en nou hier tussen jou is mos nie ons mense nie. Is nie ons mense nie. Dis die vreemdelinge waarvan die Ou Testament praat. En hierdie oproep om te sê, weet wat, maar die dankbaarheid, die liturgie van die lewe is dat ek nooit alleen dit beoefen nie. Ek vier dit, en ek vier dit in gemeenskap, ek vier dit saam, ek roep die bure en die vriende en die familie, en ons is saam dankbaar, om nie by die braaivleisviere net die slegte oor en week van gebed het ek ook daarna verwys, oor, maar net die slegte die heeltyd uit te wys nie, maar om iets te sê van wie jy wat, kom ek is die een in die gemeenskap, in my gemeenskap, wat ook die mooi raak sien, wat ook raak sien die hulp wat daar soms is, wat raak sien dat mense tog nog mekaar dikwels goedgesind is, die een wat ander nader trek, dis nie maar net my geloof tussen my en God nie, dis wat Jesus en Markus vir ons kom sê, my verhouding met die Here is onlosmaaklik verbind aan my verhouding ook met ander. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Hierdie kwessie van God se voorsiening wat eintlik oproep tot ons eie mededeelsaamheid ook. Nie net van dit wat ons het nie, maar ook ons vreugde, ook ons dankbaarheid, ook ons genade. Iets van en die vreemdeling daar, die verwysing na die vreemdeling daar sou onmiddellik 'n klomp wetgewing by 'n Jood opgeroep het oor wat hulle verpligtinge is teenoor vreemdelinge. Die hele kwessie van dit is in hulle DNA ingegrafeer. Julle was vreemdelinge in Egipte en julle is sleg behandel. Wees anders. Wees beter. Moenie ander behandel soos wat julle behandel is nie. Laat die liturgie van julle lewe
die bose kringlope breek. Kyk hoe die liturgie van ons lewe dikwels nie dit doen nie. My pa het my geslaan, en ek sal my kinders slaan soos wat my pa my geslaan het. Dis hoe ek gekom het waar ek is. Ja, ons kan hom simpel argumente baie keer voer. Ek het dit beleef by die persoon my lewe lank. En voor ek myself kan keer, is ek dieselfde, maar met die mense rondom my. Laat die liturgie van my lewe die bose kringlope breek. Hoekom? Want dit is die verlossing wat God vir my gegee het. Daarom kan ek nie anders as om iets daarvan ook te gaan wees nie. Here, hier in lydenstyd is ons diep bewus weer van u selfopofferende liefde. Here, ons is bewus van die feit dat dit wat ons hier in die eredienste oefen, die liturgie van die erediens, Here, ons moet bely en ons moet vergifnis vra, dat dit nie altyd in die liturgie van ons lewens uitspeel nie. Here, herinner ons om dankbaar te wees. Help ons om praktyke in ons lewe te inkorporeer, waarmee ons dankbaarheid inoefen. Help ons om u verlossing te onthou, sodat dit vir ons hoop gee vir die toekoms. Dankie, Here, dat u die God is, wat u is, wat opoffer, wat gee, en wat insluit. Mag ons iets daarvan in die liturgie van ons lewens gaan leef. Amen. Vriende, kom ons gee vanoggend 'n geleentheid om ook ons dankoffers, iets van ons dankbaarheid, meer as maar net 'n geldjie vir die kerk, wat ek gee ek as dank, om vir die Here te sê, dit wat ek ontvang, is van u, Here, en daarvoor is ek dankbaar. Kom ons gee geleentheid.
Here, ontvang hierdie teken van dankbaarheid. En gee dat dit wat ons hier geoefen het, Here, dat dit as herinnering vir ons in die lewe daar buite gaan dien. Amen. Vriende, ons slotlied vanoggend is lied 393. Ons sing vers 3 en vers 4 van lied 393. Ek stuur julle uit met die ou Fransiskaanse seën waarvoor ek so lief is. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.